Goeiemôre almal, Woensdagoggend, vandag is dit die 10de Desember die jaar 2025, se lieflike dag geskenk deur Abba Vader en ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber en vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor moeilikheid. Kyk, soms kom soek moeilikheid vir jou. Jy het nie noodwendig nodig om vir moeilikheid te soek nie, hulle kom soek gewoonlik vir jou. Maar kinders van die Here beleef ook verskeie moeilikhede, net soos wat enige ander mens dit beleef. Die verskil is net dat ons met ander oë en met ander geloofsoë na hierdie moeilikhede kyk, want die Bybel vertel ons dat die Here verskeie beloftes rakende moeilikhede vir ons gee. Daarom kwel ons nie daaroor nie. Die Vader bemoedig ons in moeilike omstandighede en stel ons ook in staat om weer ander te bemoedig wanneer hulle deur dieselfde moeilikheid gaan as wat ons in beland het, omdat ons deur God self bemoedig was en hy ons daar uitgekry het. Kinders van die Here roem in hulle swaar kry en moeilikheid, want as hulle swak is, dan staan hulle juis sterk, want hulle doen dit in hulle geloof. Halleluja, kom ons gaan lees God se woord rondom dit. Psalm 107 vers 33 tot 43. Hy het riviere 'n woestyn gemaak en waterfonteine 'n dorsland, vrugbare land 'n brakaarde oor die boosheid van die wat daarin woon. Hy het die woestyn 'n waterplas gemaak en die dorland waterfonteine, en hy het hongeriges daar laat bly en hulle land, en hulle het 'n stad gestig om daarin te woon, en hulle het die lande gesaai en die wingerde geplant en vrugte as opbrengs verskaf. Hy het hulle geseën sodat hulle sterk vermenigvuldig het en hulle vee het nie min geraak nie. Toe het hulle min geword, weggesink deur die druk van onheil en kommer. Hy het veragting uitgestort oor edeles en hulle laat dwaal in 'n woeste wêreld sonder pad. Hy het die behoeftige beskerm teen die verdrukking en die gedagtes soos kuddes gemaak. Die opregte sien dit en is bly, maar alle ongeregtigheid hou sy mond toe. Wie wys is, laat hy op hierdie dinge ag gee en laat hulle let op die goeie tierendhede van die Here. Halleluja. Ons volgende gedeelte, Spreuke 27 vers 9 en 10. Olie en reukwerk verbly die hart, net so die aangenaamheid van 'n vriend van wie welgemeende raad. Moenie jou vriend en die vriend van jou vader verlaat nie, en kom nie in die huis van jou broer op die dag van jou teëspoed nie. 'n Buurman wat naby is beter as 'n broer wat ver is. Halleluja. Soms het jy nou hulp nodig. Matteus 6 vanaf verse 31 tot 34. Daar moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet? Wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet wat julle nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Halleluja, en ons sien dit tog in ons dag. 2 Korintiërs 12 vers 6 tot 10 is my laaste gedeelte, want al sou ek nie wil roem, sou ek nie 'n dwaas wees nie, want ek sou die waarheid praat, maar al laat ek dit na, sodat niemand my hoor mag skat, as wat hy van my sien, of wat hy van my hoor nie, en dat ek my oor die voortreffelikheid van my openbaringe nie sou verhef nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan, om my met die vuist te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy van my sou wyk, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Halleluja, kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, ja Here, moeilike dae is daar. Niemand het gesê dat dit ooit smooth sailing sal wees as ons 'n kind van God word nie. Ons het net ook moeilike dae, maar Here, ons kan dit hanteer, en ons kom daardeur. Nie uit ons eie krag nie, nie uit ons eie sterkte nie. Here, U is ons toevlug. U is ons bergvesting. Here, U is ons veilige heengekome waantoe ons kan vlug. Here, in tye van benoudheid en van moeilikheid en dinge wat op ons pad kom. Here, dan gaan ons na U toe en sê, Here, help. Here, en U kom in U getrouheid, Here, en U kom en lig ons op en help ons deur hierdie moeilike tye. En U maak
dat die golwe weer rustig raak, die see weer spieelglad is, en dat dit nie lyk asof die golwe ons wil verswelg en insluk nie. Dankie Here dat U ons toevlug kan wees, dankie dat ons na U toe kan kom in ons moeilike tye. Here, wees met ieder en elkeen, seën hulle in hierdie dag. Dis my gebed in Jesus naam, halleluja, amen en amen.